In Matteus hoofstuk 6 vers 33 gee Jesus vir ons 'n duidelike en kragtige opdrag. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Welkom by Geloofspad. Hierdie vers word dikwels aangehaal, maar dit is van kardinale belang om dit binne sy konteks te verstaan. In die verse wat hiertoe lei, spoor Jesus ons aan om ons nie te bekommer oor die basiese behoeftes van die lewe nie, soos kos en klere, omdat God, ons hemelse Vader, reeds weet wat ons nodig het en vir ons sal voorsien. In plaas daarvan om op hierdie bekommernisse te fokus, roep hy ons op om ons aandag op iets groters te rig. Sy koninkryk en sy geregtigheid. Die koninkryk van God is nie net vir 'n toekomstige werklikheid nie, maar 'n huidige geestelike heerskappy in die lewens van diegene wat Christus volg. Jesus leer ons dat om sy koninkryk te soek beteken om volgens sy waardes te leef en sy wil bo alles te stel. Sy geregtigheid gaan nie oor selfpoging of uiterlike godsdienstige dade nie, maar oor 'n hart wat in lyn is met God se wil, gedemonstreer deur opregte liefde, geregtigheid, barmhartigheid en nederigheid. Wanneer ons dit ons topprioriteite maak, beloof Jesus dat daarna ons aardse behoeftes omgesien sal word. In wese roep Jesus ons op tot 'n lewe van vertroue. Wanneer ons sy koninkryk eers soek, laat ons die angs oor die toekoms los en vertrou dat hy sal voorsien. Dit beteken nie 'n lewe vry van swaar kry of probleme nie, maar dit beteken wel dat God in ons ware behoeftes sal voorsien, deur alles te voorsien wat ons nodig het om sy wil te bereik. Kom ons bid. Here, help ons om u koninkryk eers te soek, bo al die bekommernisse en afleidings van die lewe. Leer ons om op u geregtigheid te vertrou en op 'n manier te leef wat u eer. Mag ons vrede vind in die wete dat u, ons getroue Vader, altyd in ons behoeftes sal voorsien. Versterk ons harte om volkome op u te vertrou en gee ons die moed om u wil voorop te stel. In Jesus se naam, amen.